ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 139. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in die restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version. Hy is nie beskikbaar in enige boekwinkels in die wêreld nie. Ek het van hulle, sou jy belangstel, kan jy my kontak. Dis erfstukke. Dis van die, seker die heel beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat Johanne ooit sal oplê. Kontak my by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters noodsaaklik om in te teken, subscribe op die kanaal, sodat u die verskillende YouTube boodskappe kan kry. Ek wil net sê, ook op ons YouTube, wanneer jy op ons YouTube inskakel, op ons webtuiste eintlik, dan is daar ook 'n gedeelte wat sê stemboodskap, wat vir die mense wat nie data het nie, dan kan jy nie die MP4 aflaai, dan die stemgedeelte. Stuur ook die link of die kontak vir jou vriende en almal. Jy het 'n Bybel nodig, 3353 Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, nodig, en 'n pen en 'n skryfblok. 'n seatbelt is ook nodig, want van tyd tot tyd is daar skokke, geestelike skokke. Kom ons bid saam. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blink en morgenster, u wat is en wat was en wat kom, die almagtige. U sê Jafashua, u kom om gerig te hou oor die ongoddelikes, maar vir u kinders is u 'n seën. En ek is so bly vanmôre en dankbaar dat by ons as Jafiste en bruid van Jafashua universeel is daar nie 'n greintjie vrees nie vir u nie, Vader Jaffa, of vir u seun Jafashua nie, maar respek en eerbetoning. Baie dankie dat ons vanmôre deel van u bonatuurlike koninkryksplan kan wees hier op die aarde, en laat u, Vader Jaffa, ons op die aarde wil gebruik. Seën ons vanmôre in die woord, om ontvanklik te wees vir die geopenbaarde woord. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Die volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 11, en ons gaan aan waar ons gisteroggend gestop het. Nou, Koning Salomo sê in vers 27, wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is. Met ander woorde, hulle wat die guns van Jaffa soek, hulle wie in die geregtigheid van Jafashua wil lewe, die wat die goeie nastreef. Ons wie Jafiste is, of deel van die bruid. Daar's 'n koortjie wat dit in Engels sê, it's a joy unspeakable and it's full of glory. Halleluja. En dit is wat dit vir ons is vanmôre, om in en deur die Ruach HaKodesh te lewe. In die bonatuurlike, geopenbaarde waarheid. Halleluja. Ek ervaar die salwing van Jaffa in hierdie ateljee. Wat 'n voorreg vanmôre, dat ek en u in die waarheid en in die goeie wil nastreef ter wille van wat? Van die koninkryk van Vader Jaffa en sy seun Jafashua. Ons soek vanmôre die goedheid en die guns. Hy sê ons goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Welgeluksalig is die man en die vrou wat nie wandel in die weë van die goddeloses nie.
Maar hulle behaag is in die woord van Jahwe. Halleluja. Hulle sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte gee. Dit is die roogvrugte op hulle tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hulle doen, voer hulle voorspoedigheid. Wil jy gebless wees? Wil jy gebless wees? Wil u vanmôre gebless wees? Streef die goeie na. Laat toe dat die grond waarin jy geplant is, bewerk word. Want wanneer die grond bewerk word en daar word bemesting ingesit en bietjie goeie water gegee, en dan dra daai boom sulke vrugte. Maar daai geelperske boompie wat daar langs die spoorweg, put wat iemand by die treinvenster uitgegooi het, 'n boompie geword. Hy het sulke klein geelperskietjies, want die bye of die dinges, die perrebye steek hulle. Die meeste van die tyd huisves sy eie wurm. So armsalig ou. Weet, en as ek in die godsdienstwêreld kyk, ek sê nie almal nie, dan sien ek meeste van hulle geestelike vruggies lyk soos railway vruggies, daar langs die spoorlyn, so 'n geel perskietjie met 'n wurm in. Maar dan ervaar ek wat ons elke dag ervaar. Halleluja. Prys die naam van Jahwe. Vader, manne en vroue wat besef het dat hulle geestelike vrugte soos geel perskietjies lyk langs 'n spoorweglyn, en gesê ek is nie tevrede om hier so te funksioneer nie. Jare in die kerke gesit en niks anders te gehoor as tieners en geld en niks geestelik gegroei nie, net so gestagneer. Wat sê ek wil groei in die woord, ek wil vrugte dra. Sulke pamilos, dit moet so sit, lyk soos jong wartlemoentjies wat daar sit. Sodat ek aangenaam en funksionerend kan wees in die koninkryk van Jahwe. Halleluja, halleluja. Moeg vir kerkspeel en kerkdogma en leerstellinge en beklei oor dit en beklei oor dit, en vir ander mense bestaan die geestelikheid oor beklei. Self het hulle nog niks bereik nie, hulle wil net beklei. Ek en u het nie meer lus vir beklei nie. Ons het verby daai stadium ons wil wees waar ons die vrugte van die roeg kan nastrewe. Hy sê die goeie nastrewe. Ons wil funksionerend wees in die koninkryk. Nie om te kyk wat ons daar uitkry nie. Nee, sodat ons geseënd kan wees om te saai in ander se geestelike lewe. Halleluja. Wat 'n voorreg wanneer ek 'n man en 'n vrou wat 'n paar maande terug nog vasgesit het in sisteme, in godsdienstige sisteme, kerke en organisasies en denominasies, onder die juk van diensbaarheid, van konstitusies, kerkkonstitusies en leerstelling en goed, uitgebreek het. Pastoor wat my gesê, ek is 'n emeritaat pastoor, ek is my lewe lank, en nou op my ou dag, nou ontdek ek die werklike waarheid, die geopenbaarde waarheid. Dan roep hy uit soos Paulus, ek leef nie meer nie, maar Jahwe lewe deur my. Wat 'n voorreg. Wanneer jy 'n man en 'n vrou kan hoor uitroep, ek leef nie meer nie, maar nou lewe Jahwe deur my. Een pastoor het eendag vir my gesê, prof, ek kan nie glo dat ek deur my hele lewe moes gekom het, en nie op my ou dag, nou kom ek by die woord uit nie. Ek was presies op dieselfde plek gewees. Ek kon daai ding nie glo nie. Maar weet wat, Jahwe het 'n plan met ons elkeen. Dis al wat ek vir ons kan sê, is kom ons leef die tyd wat Jahwe ons spaar. Flat out. Sorry vir die Engels dan nie. Flat out. Weet jy wat beteken? Ek trap hy petrol plat, dat hy naald reg oorkom. Ja, nou weet jy waarvan praat ek. Dis nie idle hierso nie, dis kry om daar aan die ander kant. Reg oor. En so hardop ons in ons geestelike lewe. Omdat ons iets ontdek het, wat ons nie gehad het nie. Iets ontdek het wat ons van beroof was. Besef u dit? Besef u dat ons was deur die Rooms-Katolieke Kerk beroof en vrymesselary en afgode aanbiddery.
vir eeue. En dan het die protestantisme nog gekom bo alles en tesame met die katolieke gewerk. Om nog groter leuns onder die mense versprei te kry. Waar die name van Jaffa en Jafashua en die Ruach HaKodesh verander is in baalgode name. Iemand praat nou die dag met my, toe praat hy oor Jesus. Ek sê, wie is daai ou? Van wie praat jy nou? Nee, maar ek praat van Jesus die verlosser, wat aan die kruis gesterf het. Ek is nee my ou, jy slaan die bol totaal mis. Die Jesus waarvan jy praat, hy is maar nou die dag gebore, hy is in die 16de eeu eers gebore. Die Jafashua wat ek ken, hy het aan die kruis gesterwe. Dis twee totaal verskillende mense. Hierdie een is die seun van Jaffa, Jafashua, maar hierdie een, Jesus, ag nee, hy is nou die dag maar gebore, man. Dis die een wat julle aanbid. Dis 'n Baal-god daai. Dis 'n katolieke god daai. Dis nie die oorspronklike een nie. En dan wanneer jy die verbasing op die ouens se gesigte sien, wanneer jy so pertinent is en reguit is gesê, maar wag 'n bietjie. Ons aanbid die opgestane Jafashua, wat die weg, die waarheid en die ewige lewe is. Wat die Bybel sê, hy het 'n naam ontvang bo elke ander naam in. Hy het 'n naam ontvang bo Jesus. Ooit. Hy was al reeds 2000, of kom ons sê, praat van 1400 jaar oud, toe hierdie Jesus eers gebore is. Verstaan jy waarvan ek nou praat? Praat van die naam. En dis wat die katolieke ons van beroof het. Deur Bybelvertalings en hersienings en al die goed, al ons lewe lang. Kan u dink, en ek het dit gesê, en dis wat vir my so moeilik was, toe om tuis hierdie woord vir my bring. 60 jaar oud, dis onmoontlik. Wat kon ek toe dit vir my oopgaan? Ek het besef, toe bid ek sê, Vader Jaffa, wat kon gebeur het, as ek dit geweet het, sê 30 jaar terug, 40 jaar terug, 50 jaar terug. Hoe anders kon dit gewees, maar weet jy wat? Die woord sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle geken word, want ons ken hom ten volle. Hy gaan hom ten volle openbaar. Selfs in die openbaring waarin ons lewe, is dit net ten dele. En daarom wil ons doen wat Spreuke 11 vers 27 sê. Ons wil die goeie nastreef, sodat ons die tyd wat ons oor het op hierdie aarde, in hierdie bo-natuurlike naam, voor die wederkoms van Jafashua, voor die finale verbond gesluit word, die vredesverbond, voor dit gebeur, wil ons die maksimaal, wil ons benut tot eer van die koninkryk van Jafashua. Ek sien hulle sê nou hierso is nou 'n ding wat rondvlout hierso, dat die in April maand, nou een of ander stadium, gaan die skale begin uitgegooi word. Skale kan nie uitgegooi word. Ek wil net vir jou sê, is 'n leuen uit die doodryk uit. Dit is nie uit die hel uit nie, want die hel bestaan nie, uit die doodryk uit. Die skale kan nie uitgegooi word voordat die wederkoms nie plaasgevind nie, want die bruid is nie deel van die skale nie. Nie een van hulle nie. So moenie dat die rabbies in Israel julle vang nie. En die Rooms-Katolieke godsdienst nie. Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is. Ek en u sal nie ons broers te nakom en ons sissies te nakom as ons die goeie nastreef nie. Ons soek wat welgevallig is. Ons wil Jaffa tevrede hê. Ons wil die koninkryk van Jaffa uitdra. Ons wil lewe in die geopenbaarde woord. Ons wil opgewonde wees oor dit wat ons glo. Ons wil opgewonde wees oor dit wat ons elke dag doen. Elke dag. Dis nie iets wat ek vandag doen, omdat ek so voel, ag en môre as ek soos 'n brood, soos 'n nat lap, wat net so oor. Nee, ons is elke dag in die krag van die Ruach. Vol van die vuur. Wat sê die woord daar in Handelinge 1 vers 7? Hy sê, gaan wag in Jerusalem tot ek julle aandoen met krag uit die hoogte uit. Krag, dynamos, die Grieks. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En dis wat ons doen. Ons is vol van die krag, die dynamos. En dis hoekom jy ons nie kan stilmaak nie. Ek loof Jaffa vir die
Javiste, jonk en oud. As ek sê jonk en oud, dan praat ek die wat die laaste week, 2 weke, laaste maand, 3 maande tot bekering gekom het, sy oë oopgegaan het. Ja, wanneer jy Javis word, dan kom jy werklik tot bekering, want jy besef dat jy in strukture vasgevang word. En nou soek ons aanhoudend onderdompelingsdienste het, waar mense hulle beklee in die naam van Jahweh tot vergifnis van hulle sonde. As jy nou iets interessant wil gaan kyk na my reeks oor besprinkeling en onderdompeling op YouTube. Dis daar, besprinkeling en onderdompelings. Dis 10 video's van so 1/2 uur, 3/4 uur. Stap deur hulle. Sit met jou Bybel. Maak jou notas. En kyk wat het jy gemis. Kyk hoe die kerke vir ons gelieg. Gaan kyk. En nog steeds lieg vandag. Wie die goeie nastreef, soek die welgevallige. Soek wat welgevalle is. Maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. Die goddelose, hy bring dit oor homself. En ek en u kan dit nie verander nie. Hy bring dit oor homself. Ons kan die woord preek en hy kan gered word. Maar tot tyd en wyl hy of sy Jahweh aanneem as hulle persoonlike verlosser, saligmaker en redder, kan hulle nie deel, is hulle nie die wat die nastreef in die goeie en soek na wat welgevalle is nie. Kom ons gebruik hierdie dag om die beste vir koning Jahweh te doen. En Jahweh, halleluja, wat ons gister gedoen het of eergister. Maranatha, Jahweh kom weer, halleluja.